Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Here ons God. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die tema vir vandag se diens is: Heilig is die Here ons God. Ek lees vir ons uit Psalm 99 uit. Die Here regeer, laat die volke bewe. Hy troon oor Gerubs, laat die wêreld sidder. Die Here in Sion is groot, verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prys. Heilig is hy, en die krag van die koning, hy wat die reg liefhet. Dit is u wat billikheid, reg en geregtigheid gevestig het in Jakob. U het dit gedoen. Verheerlik die Here ons God. Buig in aanbidding voor die voetbank vir sy voete. Heilig is hy. Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Wanneer hulle die Here aangeroep het, het hy self hulle geantwoord. Uit 'n wolkkolom het hy met hulle gepraat. Hulle het sy bepalings nagekom, ook die vaste voorskrifte wat hy vir hulle gegee het. Here ons God, U self het hulle geantwoord. U was vir hulle 'n God wat vergewe, maar ook een wat hulle dade vergeld. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Here ons God. Tot sover. Vanoggend fokus ons op net een aspek van God, sy heiligheid. Psalm 99 roep ons op om die heilige God te aanbid en om te reageer op sy grootheid met ontzag en verwondering. Psalm 99 begin met die kragtige verklaring: Die Here regeer, laat die volke bewe. Hy troon oor Gerubs, laat die wêreld sidder. Hierdie beeld wys vir ons 'n God wat soewerein, almagtig, sonder enige hulp oor die hele skepping regeer. God sit nie net passief op sy troon nie, sy teenwoordigheid is so kragtig dat die aarde self daarop reageer. Dink vir 'n oomblik daaraan. Die God wat ons aanbid, is nie maar net een van baie gode nie. Hy is die God, die een wat die heelal geskep het, die een wat die sterre op hulle plekke geplaas het, die een wat elke asemteug wat jy neem moontlik maak. Die Here regeer, laat die volke bewe. Hy troon oor Gerubs, laat die wêreld sidder. Wanneer jy besef dat jy in God se teenwoordigheid is, moet jy net soos die heelal bewe. Soos 'n klein kindjie wat bewe voor die grootheid van 'n massiewe oseaan, want God is heilig. Die psalmdigter herinner ons dat God groot is in Sion en verhewe bo al die volke. God se gesag strek verder as net Israel. Hy is die God van die hele aarde en alle nasies. In ons wêreld, waar magstrukture dikwels misbruik word, herinner Psalm 99 ons dat God se heerskappy anders is. Dit is 'n heerskappy gebaseer op geregtigheid en regverdigheid. Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prys. Heilig is hy, en die krag van die koning, hy wat die reg liefhet. Dit is u wat billikheid, reg en geregtigheid gevestig het in Jakob. U het dit gedoen. God se heerskappy is nie tirannies of onderdrukkend nie. Dit is 'n heerskappy wat reg en geregtigheid liefhet. God is nooit onregverdig of partydig nie. Sy oordeel is altyd perfek, altyd regverdig, altyd billik. In 'n wêreld vol onreg, korrupsie en magsmisbruik, is dit 'n bron van groot troos vir ons. Die sentrale boodskap, die sentrale tema van hierdie psalm is ongetwyfeld God se heiligheid. 3 keer word ons opgeroep om God se heiligheid te erken. In vers 3, heilig is hy. Vers 5, heilig is hy. In vers 9, heilig is die Here, ons God. Hierdie drievoudige herhaling is nie toevallig nie. In die Hebreëse denke dui herhaling op belangrikheid, op beklemtoning. Deur God se heiligheid 3 keer te noem,
beklemtoon die psalmdigter dat hierdie eienskap van God van die allergrootste belang is. Maar wat beteken dit eintlik dat God heilig is? Die Hebreëse woord vir heilig beteken letterlik afgesonder, anders as, of apart geplaas. Heiligheid is nie net een van God se eienskappe nie, dis die essensie van wie God is. Hy is heilig, hy is anders, hy's nie soos ons nie, hy's nie soos sy skepping nie, hy's soos niks wat ooit gemaak is nie. God is heilig. Dit verwys na sy absolute reinheid, sy totale andersheid, sy verhewendheid bo die skepping. God se heiligheid is wat hom onderskei van alles en almal. Dink aan die visioene wat profete soos Jesaja en Esegiel gehad het toe hulle God gesien het. In Jesaja 6 roep die serafs, die engele wat God dag en nag gedien het uit, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Jesaja se reaksie was een van vrees en selfbewustheid. Wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning, die Here, heerser oor alle magte gesien. Wanneer ons besef hoe heilig God is die natuurlike reaksie ontzag en eerbied. Is dit in jou lewe so? Die Psalm sê, verheerlik die Here, ons God. Buig aan aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Here, ons God. God se heiligheid vul ons met verwondering, maar ook met diep ontzag. Ons besef hoe oneindig klein ons is in vergelyking met sy grootheid. Besef jy dit nog? Sy heiligheid het ook implikasies vir ons. In Levitikus 19 vers 2 sê God, praat met die hele volksvergadering van die Israeliete en sê vir hulle, julle moet heilig wees, want ek, die Here julle God, is heilig. God se heiligheid roep ons op om heilig te wees. Dit beteken nie net 'n lewe sonder sonde nie, maar 'n lewe wat afgesonder is vir God, 'n lewe wat anders is as die wêreld rondom ons, 'n lewe wat God se karakter weerspieël. Hierdie heilige God is egter nie ver verwyder van sy volk nie. Die psalmdigter herinner ons aan God se betrokkenheid by Israel se geskiedenis deur te verwys na Moses, Aaron en Samuel, leiers wat tot God geroep het en God het hulle geantwoord. Die heilige God is ook die God wat hoor en reageer. Hy hoor en reageer jou. Hy hoor en reageer op die gebede van sy volk. Vers 6 en 7 sê, Moses en Aaron was onder sy priesters. Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Wanneer hulle die Here aangeroep het, het hy self hulle geantwoord. Uit 'n wolkkolom het hy met hulle gepraat. Hulle het sy bepalings nagekom, ook die vaste voorskrifte wat hy vir hulle gegee het. Dink aan Moses by die brandende doringbos, waar God gesê het, trek jou skoene uit, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Dink aan Aaron en die priesters wat God se heiligdom met die uiterste versigtigheid en respek moes benader. Dink aan Samuel wat as jong seun God se stem hoor in die nag. Hierdie mense het in God se teenwoordigheid geleef en hom geken as beide heilig en persoonlik. Vers 8 toon 'n pragtige balans. Here ons God, U self het hulle geantwoord. U was vir hulle God wat vergewe, maar ook een wat hulle dade vergeld. God vergewe, maar hy neem ook sonde ernstig op. Hy is beide genadig en regverdig. Hy het Israel uit Egipte gelei, deur die woestyn gedra en in die beloofde land gebring, maar hy het hulle ook gestraf wanneer hulle in sonde geval het. Selfs Moses en Aaron, hierdie groot leiers, het die gevolge van hulle foute gedra. Hier is 'n belangrike waarheid vir ons. God se heiligheid beteken dat hy sonde haat, maar sy liefde beteken dat hy sondaars liefhet. Hy vergewe, maar hy vergewe nooit sonder om sonde ernstig op te neem nie. Genade is nie goedkoop nie, dit is duur. Dit het God sy seun gekos.
Wat is ons gepaste reaksie op hierdie heilige God? Die Psalm bied duidelike leiding. Eerstens, aanbidding en lofprysing. Ware aanbidding begin met die erkenning van God se heiligheid. Ons loof hom nie net vir wat hy vir ons doen nie, maar eintlik in die eerste plek vir wie hy is. Ons verhoog sy naam. 'n Naam so heilig dat die Jode dit nie eens wou uitspreek nie. Ons erken sy grootheid, sy mag, sy glorie. Godsdiens, eerbied vir God, is nie 'n klakkelose ritueel nie, maar 'n hartsreaksie op die openbaring van God se heiligheid. Dit vra ook vir ons eerbied en ontzag. Wanneer ons God se heiligheid begryp, kan ons reaksie nie anders wees as een van diepe ontzag nie. Dit beteken nie dat ons in vrees leef nie, maar dat ons verstaan wie God werklik is. Ons benader hom nie met arrogansie of oppervlakkigheid nie. Hy is nie ons maatjie nie, maar met diepe eerbied. Hebreërs 12 vers 28 en 29 herinner ons, laat ons dan dankbaar wees en God dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Dit vra ook vir ons gebed, om te kommunikeer, om te praat met God. Die wonderlike waarheid is dat hierdie heilige God ons gebede hoor. Soos Moses, Aaron en Samuel kan ons tot God roep en hy sal antwoord. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy gekies het om in verhouding met ons te staan. Gebed is nie 'n monoloog nie, maar 'n gesprek met die lewende God. Maar dit vra ook van ons gehoorsaamheid. Die uiteindelike bewys van ons erkenning van God se heiligheid is gehoorsaamheid. Moses, Aaron en Samuel het God se gebooie onderhou. Jesus het gesê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar. Gehoorsaamheid is nie 'n las nie, is 'n voorreg. 'n Manier waarop ons liefde vir God demonstreer en sy heiligheid erken. As Christene lees ons Psalm 99 nie net as 'n Ou Testamentiese psalm nie, maar deur die lens van Jesus Christus. In Jesus sien ons God se heiligheid en sy liefde op die mees dramatiese manier gedemonstreer. Jesus, die een sonder sonde, het ons sondes op hom geneem en die prys van God se heilige oordeel betaal. Die kruisiging was die grootste demonstrasie ooit van beide God se heiligheid, sy absolute afkeer van sonde en sy liefde, sy bereidwilligheid om self die straf te dra. Ons dien 'n heilige God, wat verhewe is bo alles, maar wat ook naby aan ons wil wees. Immanuel, God by ons. Baie van ons moderne aanbidding het informeel geword, soms selfs oppervlakkig. Terwyl intimiteit met God 'n wonderlike aspek van ons verhouding met hom is, mag ons nooit die ontzag en eerbied verloor wat sy heiligheid vereis nie. Wanneer ons saamkom om God te aanbid, kom ons in die teenwoordigheid van die Heilige. Dit behoort ons aanbidding te deurdrenk met diepte, ontzag, verwondering, aanbidding. Streef na heiligheid in jou alledaagse lewe. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 herinner ons, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Heiligheid is nie net vir 'n elite groep Christene nie, dit is God se roeping vir elke gelowige. Dit beteken nie dat ons perfek is nie, maar dat ons onsself toewy aan God, dat ons anders leef, anders probeer leef, anders behoort te leef as die wêreld. Dat ons sy karakter, God se karakter weerspieël in hoe ons dink, hoe ons praat en hoe ons optree. Psalm 99 herinner ons dat God beide heilig is, wat afstand impliseer, en persoonlik, wat nabyheid impliseer. En hierdie paradoks, hierdie teenstelling is die hart van ons verhouding met God. Ons mag God Abba, Vader noem, Papa noem, en met hom praat soos 'n kind met sy pa, maar ons moet nooit die eerbied verloor wat sy majesteit vereis nie. Die Christelike lewe is 'n dans tussen ontzag en intimiteit, tussen heilige vrees en kinderlike vertroue.
Laat ons God erken as die Heilige, die een wat bo alles verhewe is. Laat ons hom aanbid met diep ontzag en eerbied. Laat ons hom gehoorsaam met toegewyde harte. En laat ons in verwondering leef dat hierdie heilige God gekies het om ons sy kinders te maak, deur Jesus Christus. Heilig is die Here, ons God. Laat U naam geheilig word, Here, ook in my lewe. Here, dankie vir hierdie wonderlike voorreg, dat ons kan weet, dat U vir ons beloof, waar 2 of meer in U naam bymekaar is, daar is U ook. Dat ons kan weet, U is op hierdie oomblik hier by ons, saam met ons. U hou ons vas, U dra vir ons. Maar Here, help ons elke oomblik wanneer ons in U teenwoordigheid is, dat ons sal weet, U is ons hemelse Vader, maar U is ook heilig. Dankie, Here, dat U seun vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy aan die kruis ons sondes betaal het, dat U oordeel in Jesus Christus vir ons gedra is. Here, dat ons kan sê, ons leef in die oorwinning, ons leef in Christus, ons leef as U kinders, erfgename van die ewige God. Help ons, o Here, om so te kan lewe, om heilig te wees, omdat U heilig is. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.